Goeiedag, ek is Attie Boshoff van AP Kerk Pretoria Oos. Ons lees vandag Jeremia 31 vers 13 en ons oordink dit met die tema Die Here verander rou in vreugde. Dan sal die jonkvrou haar verheug in die koordans, ja, die jongmanne en die oues tesame, en ek sal hulle rou in vreugde verander en hulle troos en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer. Die wêreld is vol smart en elende. Adam en Eva se val in sonde het die hele mensdom se bestaan in elende gedompel. Die rede? Jeremia vra in Jeremia 2, kan 'n jonkvrou haar versiersel vergeet, 'n bruid haar pronkgordel, maar my volk het my vergeet. Dit is die rede vir die smart en elende. Daar kom egter 'n wending na oordeel in die boek Jeremia. Jeremia 30 tot 33 is 'n troosboek. Jeremia 31 is die middelpunt, die hoogtepunt van hierdie troosboek. Wonderlike dinge word gesê wat getuig van vernuwing, van reformatie. Hulle sal kom met geween en met smeking sal ek hulle lei. Ek sal hulle bring by waterstrome, op 'n gelykpad waarop hulle nie sal struikel nie, want ek is vir Israel 'n vader, sê Jeremia 31 vers 9. Dit klink soos Psalm 23. Dit klink soos Spreuke 3 vers 6. God is die Vader, die Here sal soos 'n herder die wat verstrooid was, weer vergader en bewaak, sê Jeremia 31 vers 10. Hy koop Jakob los uit die hand wat sterker was as hy, sê vers 11. God verlos ons van alles wat ons nie self kan oorwin nie, want hy is sterker. En ek sal hulle rou en vreugde verander en hulle troos en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer. Die volk wat uit ballingskap verlos is die jonkvrou wat haar sal verheug in koordans. Dit is die Here wat rou verander in vreugde. Hy bring hulle tot blydskap uit hulle kommer. Hoe groot is die kontras tussen ballingskap en vryheid, tussen gebonde wees in sonde en verlos in Christus Jesus? Hoe groot is die verskil tussen die lyding van die teenwoordige tyd teenoor die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word, waarvan Romeine 8 vers 17 praat. Die apostel Paulus sê vir ons, dit weeg nie op nie. Die Here verander rou in vreugde. Jeremia sê dat die stem van geween bedwing moet word, want daar sal bekering kom. Ons Here Jesus dra die smart en rou van sy volk. Hy ween saam met ons. In Johannes 16 sê Christus, voorwaar ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees, en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het, maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Julle dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Ons kan verseker wees van God se ewige liefde. Dit is 'n liefde wat ons deur ons hele lewe bystaan, sodat ons saam met die opstellers van die katekismes kan bely, my enigste troos is dat ek aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, toe behoort. Christus vervul hierdie waarborg van troos, die verandering van rou en vreugde deur sy kruis en opstanding. Ons hoop strek deur ons hele lewe tot by die nuwe skepping waar God self elke traan sal afdroog. Die Here verander rou in vreugde. Kom ons bid. Here, dankie dat U al die trane van die oë afvee en ons lewe nuut maak, vir ons vreugde gee. Amen. 'n geseënde dag vir u elkeen.